Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. In Desember verlede jaar is 'n 2-jarige dogtertjie Lente in 'n motorongeluk ernstig beseer. Wat gevolg het was dae van groot onsekerheid, intense gebed en 'n land wat saamgestaan het om vir haar te bid. Vandag hoor ons by Karen en Gerard van Jaarsveld, ouers van klein Lente, wat daardie dag gebeur het en hoe Lente se herstelpad lyk. Karen, Gerard, welkom by Goeiemôre, Good Morning. Dankie. Vir die mense wat nie weet nie, wat het gebeur met die ongeluk? So, uit my point of view, ek het geslaap, Lente het ook geslaap in haar karstoeltjie, maar sy het haar armpies uit die boonste gedeeltes van die karstoeltjie se seatbelts uitgehaal. En gewoonlik sal ek haar armpies terugsit, maar daai dag het ek nie, ek het ook aan die slaap geraak. So, ek het op 'n stadium ook net gehoor, net so voor die hele bang gebeur het ek gehoor hy sê, wat doen hierdie ou? En toe net in. So blykbaar, ek meen, by witnesses hoor ons nou dat sy wiel het gebars. En hy was net so skuins voor ons en hy is letterlik sy wiel het gebars en hy is kop aan kop in ons vas. So, totally out of our control. Ja. Wat gebeur toe na dit, Gerard? Ja, na dit het ons dadelik omgekyk om te kyk of sy daarom okay is. Ons het gesien sy is toe nou nie wakker nie en ons het bitter vinnig probeer reageer om uit te klim, agteroop te maak en haar uit te kry. So ja, en toe het ons langs die veld of in die veldbasis gesit en gesukkel om haar by te kry. So ja, te danke aan die Here toe het hulle daarom 'n vroutjie gestuur of hy 'n vrou gestuur oor ons pad wat toe dadelik net gestop het en vra Dorie kan hulle ons asseblief help en toe het hulle ons deurgejaag hospitaal toe. En waarheen was julle op pad? Voldam, ons wou 'n bietjie gaan impulsiewe naweek weg hê. Dis eintlik al. Nee, lekker net 'n bietjie familie gaan kuier, mens kort daai bietjie van die lig in die lewe en bietjie familie vibes saam. So toe wat gebeur toe nadat die mediese personeel en almal nou op die toneel is en hulle vat hulle nou weg? So ek moet eerlik vir jou sê die mediese personeel was nie op die toneel nie. Ongelukkig. Die vroutjie wat gestop het hom in Lente gejaag. So ek was besig met haar op die gras, ek het al ge-CPR en toe die vroutjie stop, toe pop ek vir Lente net in sy arms en sê hy wou net aan die lewe. Hulle is hospitaal toe. Ek het omtrent vir 45 minute eintlik daar gesit en wag vir iets om te gebeur. Ek het 'n rib gebreek, ek het my arm gebreek, ek het nog gesit in pyn, ek het nie geweet of my dogtertjie leef nie. Hy het obviously nie sy foon geantwoord nie, want dit is chaos by die hospitaal. Ja, en toe stop daar nog goeie Samaritane en hulle probeer my toe help. En eers omtrent 45 minutes later is daar mediese personeel op die toneel gewees, maar toe is my skoonpa ook klaar op die toneel en hy het my dadelik hospitaal toe gejaag om by hulle aan te sluit. Jy kom toe by die hospitaal aan, Gerard, en wat gebeur toe? Hulle het, ja, dit klink dan lelik om te sê, maar Nee, ek hier dink is die nie- platform om eerlik te wees. Ons wil jou opinie en jou perspektief hoor. Ek dink die mense wat aan diens was is nie gewoond aan sulke gevalle nie. Toe trauma, ja. Ja, die trauma gevalle nie. Dit was by Suikerbosrand, so dit is 'n baie oulike hospitaal. Wat bietjie upsetting was is hulle wou ons glad nie gehelp het voordat ons nie 'n file oopmaak of enigiets van die aard nie. So wat ek verstaan, wat ek neem aan daar is maar kansvatters, maar ek meen ons het bewys gelewer dat ons mediese fondse het en ek het net gevoel om dadelik te begin want veral met 'n kopbesering om dadelik hulle onder sedasie te plaas dat die breintjie nie kan werk en verder beserings opdoen nie. Maar ja, hulle het, ja, ek dink nie hulle was opgewasse vir dit nie. Dis nie noodwendig dat hulle nie goed is nie. Ek dink net ek dink dis bitter selde wat daar so 'n geval inkom van 'n 2-jarige dogtertjie wat regtig ernstig beseer is. Hulle het ons ook nie een keer ingelig wat gebeur na die scans toe eventually nie. Ons het 'n ongelooflike paramedic gehad wat ingekom het en alles gereël het. En ja, ek dink toe hulle ons airlift van daar af, toe was dit die eerste keer wat ons gehoor het oor ons dogtertjie is nou eintlik kritiek. So ek meen, dis 3 ure na die ongeluk gebeur het, 4 ure na die ongeluk gebeur het. So waar airlift hulle jou toe na? Nou, Wilgewel in Rodepoort. Ja. Beste hospitaal wat ek Die paramedic wat op die toneel gekom het was dadelik soos hierdie dogtertjie het regtig soos nou treatment nodig, sy gaan dit nie maak nie. En toe begin hy bel en hy soek toe 'n span met 'n trauma chirurg,
general chirurg, 'n breinchirurg, pediatriese spesialis. Hy soek toe 'n plek met die hele span mense. En omtrent, ek dink dit was sy 5de of 6de oproep, kom hy by Wilgeheuwel uit. En hy het toe so met Lente in die helikopter gevlieg. En ek het so my sussie, almal ons hele familie het so in strome daar aangekom by die hospitaal. So ek ry toe so my sussie ook Wilgeheuwel toe en wag vir hulle. Jy met jou gebroke arm en jy met gebreekte twinkie. jy het nie die twinkie, maar julle is albei in pyn, maar as dit al pyn is vir ouers, dit maak nie saak nie. Nee. Jou kind is jou eerste prioriteit. En ek weet jy, ek kan jou frustrasie eintlik ek kan regtig daarmee vir homself wag, want ek was al by 'n hospitaal, dan het ek dink my kind het sy skouer gedislocate of wat ook al. En my kind is in pyn, maar jy vra my nou vir my mediese kaartjie, dan gaan jy nou in die komputer in om te sien, is daar fondse, en ek dink dit is 'n groot frustrasie vir baie mense wat ernstiger gevalle het, en ek dink nou aan my klein gepalletjie, waar ek so gefrustreerd was, so ek is so bly jy was eerlik daaroor. So wat gaan nou deur jou kop as ouer, wanneer jou dogtertjies nou geëlf, dit is nou Wilgeheuwel toe, hierdie is nou 'n regtig ernstige geval. So, ek dink in daai oomblik is jy so oorskadu met net adrenalien. Jy dink net aan hoe gaan ons nou deur hierdie kom, hoe gaan ons haar support. As ek nou aan al die details dink, is regtig eintlik baie vaag. Ek weet nie, dit is moeilik om presies alles te onthou. Maar in daai oomblik, die een ding wat ek kan onthou is dat ons het uit die hospitaal uitgestap en ons het vir mekaar gesê, ons moet hierdie volgende gebed bid. En wat ons toe gebid het is, Jesus, as ons kind nie 'n normale, goeie, quality life kan lewe nie, sal ons meer gerus wees as sy by Jesus se voete bly. En ek meen, hier sit ons vandag, daar's definitief vir haar 'n doel. En ek dink dit is letterlik al wat ons in daai verskriklike trauma oomblikke gedoen het, is ons het net gebid, ons het vir mekaar gesê, ongeag wat, ons bly by mekaar. Dit was nogal, ek kan my nie indink om ooit weer so te voel nie, om met jou eerlik te wees. Dit is nie iets wat mens eintlik in woorde kan omsit nie. So, en jy stel dit nou so mooi. So die dokter sê, daar is 'n 50% kans van oorlewing. En sy oortref dit natuurlik, maar in daai oomblik waar hulle vir jou sê, jou kind gaan dit dalk nie maak nie. Waar's jou kop dan as pappa? Ek dink dit is 'n moeilike realiteit om te aanvaar, maar ek beloof, ek dink die mense dink ek is mal, want ek het net, soos ek badkamer toe loop, het ek net gesê, soos, dit is nie onmoontlik vir die Here om haar te red nie, dit is nie, ek kan dit nie aanvaar nie, ek kan dit nie glo nie, en ek het net regtig heeltyd 'n bonatuurlike gemoedsrus gehad. Alhoewel mens gestres is en dit is te veel om te verwerk op daai oomblik, was dit regtig 'n bonatuurlike gevoel wat ek gekry het, om te voel dit gaan okay wees. Ek het vir Corin ook gesê, luister, dit is so van jaarsval, dis 'n 80-20, moenie worry daaroor nie. She's gonna make it. Ek weet dit vir 'n feit. So nee, ek dink ook jou brein, mens wil dit nie aanvaar nie. Jy kan nie aan die ander opsie dink nie. Dit is wat gaan gebeur, en ons dink nou positief, en ons bid, en die hele land het saam met julle gebid. 100%. Almal ken Lente se naam. Nee, dis 'n feit. Hoe was daardie gevoel vir julle, dat almal net so begin bystand gee het, en liefde en gebede en net positiewe energie gegee het vir julle klein dogtertjie? Vir my was dit, ek het met die hele ongelukstorie en alles, jy verloor nogal jou faith in humanity, en dan sien jy, hier begin mense jou gebedsgroep join, en mense share op Facebook, en daar's oral net lente, en dan dink jy, maar wait, mense is nie so bad nie, you know, en om vir mense om so in geloof saam te staan, was vir my rarig, ek meen is 2025, nie baie mense staan in geloof saam nie, kom ons wees eerlik. Die wêreld is mal, en hier, ons dogtertjie van 2,5, kry dit reg om daar duisende mense van reg oor die land, van reg oor die wêreld even, by mekaar te bring. Ek meen, is dit nie ons doel in die lewe, om disippels van Jesus te maak nie, and she did it at 2,5. Insane. So wat was toe die diagnosis, en hoe het sy nou toe hierdie wonderwerk van 'n dogtertjie geword? Wat het hulle vir julle gesê, en hoe lyk die pad nou toe daarna na herstel?
So, haar diagnosis is 'n diffuse traumatic brain injury, wat beteken die hele breintjie het seer gekry. Haar slag was aan die linkerkant, maar dit was so hard dat haar breintjie geskit het. Aan die regterkant het ek nou gesê linkerkant. Slag was aan die regterkant maar haar hele breintjie het geskit na die linkerkant toe ook. So dis heeltemal versprei. Hulle het wel vir ons gesê dit gaan 'n baie lang pad na herstel wees, maar ek dink ons besef nou eers hoe lank daai pad eintlik is, want jy dink nee man, oor 2 weke word sy wakker uit die koma uit en sy sê hallo mamma, wat het gebeur? En dis nie die realiteit natuurlik nie. So hulle het ons gewaarsku dat ons regtig nog al 'n redelike tyd in ICU gaan spandeer, wat toe nou 26 dae geraak het, en dat ons van daar af oorgeplaas gaan word na 'n rehabilitasiehospitaal waar ons nou 50 dae eintlik spandeer het. En dit is terapie sessies. Ja. Oeps. Dit is 'n ton medisyne. Dit is oefen, probeer emosies reguleer. Sy moet alles van vooraf leer en ons probeer hom net support in elke stap van dit. So Hoe, net om mee af te sluit, want ek kan nog vir julle 'n halfuur met julle praat, maar hoe gaan dit nou met lente? Ja, ongelooflik. Ek dink vir ons wat konstant met dit te doen het elke dag, sien ons die goedjies raak wat gebeur, maar ons sien dit nie so, ja, dis nie vir ons so opmerkend of wat ook om ons ekonomie, maar mense wat by ons kom, soos kom ons sê my boetie of ons ouers ewen, hulle kom byvoorbeeld 1 keer 'n week of 1 keer in 2 weke en hulle het fisies die vorige keer wat hulle al gesien het, gechunks soos babietjies en hulle sê hulle kan nie glo net 2 weke. maak so groot. Sy so is goed 'n wonderwerk Sy en is julle is 100%. pragtig, wonderlike ouers. Dankie. Wonderwerke kan gebeur. Ons is nou terug.